En ons gaste vra 'n vraag waarmee baie mense al geworstel het. Na die sukses van liedjies soos Lag, daai liedjie naam is die deel ons terug met hierdie enetjie. Sou jy Marco van Deventer en Ruwy Erasmus, hartlike goeiemôre en weer eens welkom hier by ons. Dankie, is lekker om hier te wees. Ja, Vrydag die 13de is die groot dag, né? Ja, Vrydag die 13de, Ek ja. is lekker van 'n datum nie, maar Be positief, boy positief. Sou jy dit op 'n ander dag wou doen? sorry. Nee, gestiek albei. Hoorie, Ruwy, interessante vraag. Sou jy, wanneer het jy besluit of besef, kyk, hierdie moet maar 'n liedjie word? Hoorie, hierdie liedjie kom eintlik al lank. Ons het hierdie liedjie eintlik klaar geskryf en op klaar begin produce in Januarie, eintlik Desember 2024. Ja, dit was 'n eksperimentele liedjie vir ons. Ons het Ja. eintlik bietjie gespeel. En toe 'n jaar later toe ons sit en besluit wat gaan ons nou uitbring, toe maak die liedjie so half meer sin en toe revisit ons hom so 'n bietjie. Ja. En ja, nou sê wat hy is. Yes. Hoe dink jy, Markie, skryf 'n mens gewoonlik oor breakups of skryf jy maar gewoonlik oor as die liefde mos nou blom? Albei, definitief. As jy nie doen nie, dan mis jy uit, dink ek. Ek dink as die liefde op of af is of in die middel is, daar's altyd 'n liedjie daar ergens, dink jy nie? Definitief. Ja. Was dit vir julle maklik om hierdie liedjie te skryf? Ek meen, jy sê dit kom nou al 'n rukkie. Is dit ook maar iets wat daai tyd gebeur het? Dink jy dit sou nou makliker gewees of moeiliker om die sang te skryf nou in hierdie hedendaagse tyd? Ek dink dit is goed dat die liedjie lankal geskryf is. Ons soos ek sê ons het 'n bietjie geworkshop en bietjie goed, jy weet, uitgehaal en ingesit. Maar ek dink dit sou moeilik wees om die woorde nou te kry. Want daar's te veel emosies aan so 'n ding verbonde. So dis goed die liedjie is uit, maar hy beskryf tog baie van die gevoelens wat 'n klomp mense het en is nog steeds 'n relatable liedjie al is hy jaar terug geskryf. So ek dink dit het goed uitgewerk vir ons. Ja, in die skool nou, toe ons in die studio was om klaar te skryf, het Rian Benali sommer ingeklim en ons bietjie help met die koor. So regtig cool dat ons dit kon klaarmaak nou Ja. En dit is altyd ook lekker, jy weet, as iemand inkom. Ek dink dis nog die oorsese tendens baie, het jy al gehoor van kunstenaars, die een het by dieselfde studio gewerk of Ja. kom maar net in of ons is chommas, kom gee my 'n bietjie raad, Ja. wat sou jy doen? Ja, hy was sorry om in die rede te val. Hy was eintlik die liedjie was bietjie onafgerond. Ons het iets nodig gehad. Toe kom Rian in, toe sê hy, ek hoor hierdie na. En toe besluit ons net daar. Toe sit hom maar woorde daar. Ja. Ja. En dink julle die toon is mos maar 'n bietjie anders as julle ander liedjies? Hoe gaan julle ondersteuners daarop reageer? Positief, dis goed. Weet jy, nee, ons sien uit. Ons dink ons het definitief al meer in die verliefdheid kant geskryf en ons is bly dat ons vir daai mark ook kan cater. Maar dit is cool dat ons bietjie vir die ander mense ook kan cater wat dalk nie nou verlief is nie of dalk deur 'n break-up gaan of enigiets soos dit. Ons wil ons musiek relatable maak vir almal in elke situasie. So dis vir ons 'n baie cool geleentheid om daai mark ook te betree en bietjie met daai mense ook te kan gesels. Ja, mense is nie altyd gelukkig nie. Partykeer is 'n bietjie hartseer en die beste manier om oor dit te kom is om liedjie te sing en dan gaan ons aan. En ook na Vrydag uit te sien vir die vrystelling van hierdie enetjie. Baie dankie dat julle weer kom inloer. Dit is altyd so 'n vinnige geselsie, maar ons het op die video gekonsentreer vanmôre. Kyk uit vir hom. Sou jy van ons. Nou ja, ons het 8 dubbelkaartjies per aand om weg te gee vir Rock My Wêreld wat op 27-28 Maart by die Theater of Marcellus plaasvind. En as jy voor in die koor of jy gehoor wil sit vir hierdie ene, gaan volg ons op ons sosiale media blaaie en skryf in vir daardie kompetisie om 'n kaartjie te wen. Van ons almal sien julle môreoggend.